Goeiemôre geliefdes, ek glo en vertrou dat dit goed gaan met u. Dit is vir my lekker om vandag weer saam met u op hierdie platform te kan kuier. Welkom by ons Pinksterreeks. Ek kan nie glo dat ons Pinksterreeks al by dag 3 trek nie. Ons is besig met Handelinge en voordat ons gaan saam lees uit ons teksgedeelte, gaan ek vra dat ons eers ons oë sal sluit en ons saam lees op hierdie platform op 'n gepaste wyse sal begin. So kom ons sluit ons oë en dan bid ons nou saam. Here en Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie Pinksterreeks. Dankie dat ons kan stil word, dat ons 'n tydjie kan afknyp om na U woord te luister, om te hoor hoe die Heilige Gees in elkeen van ons se lewens wil werk, hoe hy ons wil verander, hoe hy ons wil gebruik. En daarom kom ons vandag weer na U toe en ons kom vra werk met ons. Werk met ons deur die Heilige Gees, skaaf van ons, skuur aan ons en maak ons na U beeld sodat ons meer en meer U wil kan uitleef en meer soos U kan lyk. En daarom kom vra ons nou, waar ons uit U woord uit gaan lees, dat U dit vir elkeen van ons sal oopbreek, en dat U met elkeen van ons daaruit sal werk. Dit is ons gebed in Jesus se naam. Amen. Nou geliefdes, ons gaan vandag weer by Handelinge stil staan en ons gaan 2 teksgedeeltes lees. Die eerste een wat ons lees is Handelinge 1 vers 8 en dan Handelinge 7 vanaf vers 54 tot 8 vers 8. So, ons gaan eers saam lees Handelinge 1 vers 8. Daar staan, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot aan die uithoeke van die wêreld. En dan hoofstuk 7 vers 54 wat sê, toe die lede van die Joodse raad dit hoor, het hulle van woede op hulle tande geknars. Maar Stefanus, vol van die Heilige Gees, het opgekyk na die hemel en die heerlikheid van God gesien, en Jesus wat aan die regterhand van God staan. Kyk, het hy gesê, ek sien die hemel geopen en die Seun van die mens wat aan die regterhand van God staan. Toe het hulle hard geskree en hulle ore toegedruk. Soos een man het hulle op hom afgestorm, hom uit die stad uitgesleep en gestenig. Die getuies het hulle klere neergesit by 'n jong man met die naam van Saulus. Terwyl hulle vir Stefanus stenig, het hy geroep, Here Jesus, ontvang my gees. Toe het hy op sy knieë neergesak en hard uitgeroep, Here, moet hulle tog nie hierdie sonde toereken nie. Met hierdie woorde het hy gesterf. Ook Saulus het hierdie moord goedgekeur. Daardie dag het daar 'n ewige vervolging van die gemeente in Jerusalem begin. Al die gelowiges, behalwe die apostels, is uitmekaar gejaag en verstrooi oor die gebied van Judea en Samaria. Godvreesende mense het vir Stefanus begrawe en daar is baie oor hom gerou. Saulus het die kerk probeer uitroei. Hy het van huis tot huis gegaan, mans en vrouens laat uitsleep en hulle in die tronk laat sit. Die gelowiges wat uitmekaar gejaag is, het so ver as hulle gegaan het, die evangelie verkondig. So het dit gebeur dat Filippus by 'n stad in Samaria gekom het en Christus daar verkondig het. Toe die mense hoor wat Filippus verkondig en die wonders sien wat hy doen, het hulle aandagtig na sy prediking geluister. Onrein geeste het met groot geskree uit baie mense uitgegaan en baie wat verlam en krepeel was, is gesond gemaak. Daar was groot blydskap in daardie stad. Geliefdes, ons lees net hierdie enkele verse saam. Wanneer ons begin by vandag se boodskap, wil ek begin by Hudson Taylor, wat bekend gestaan het as een van die grootste sendelinge in die geskiedenis van die kerk. As 'n tiener het Hudson weggeloop van sy Christelike huis af. Maar op die ouderdom van 16 het hy tot bekering gekom toe hy 'n pamflet gelees het. Kort na sy bekering in 1849 het hy as 'n jong man van 17 die roeping ontvang om die evangelie in China te gaan verkondig. Hy was baie begeesterd en opgewonde om die goeie nuus in China te gaan deel.
maar hy het vinnig moedeloos geword toe hy nêrens 'n sendingorganisasie kon vind wat bereid sou wees om hom te stuur nie. Dit moes 'n verskriklike negatiewe ervaring vir die jong Taylor gewees het. Bewus van sy roeping, het hy hom toe as 'n mediese dokter bekwam. Hy was nog nie eers behoorlik klaar met sy studies nie, toe 'n organisasie hom na China toe gestuur het. Daar het hy die China Inland Mission gestig en vir 51 jaar die Here daar gedien. Tydens sy begrafnis in 1905 is gemeld dat 750.000 mense onder die bediening van die China Inland Mission tot geloof in Jesus gekom het. Praat van 'n man wat 'n negatiewe situasie omskep het in 'n positiewe een. Vandag kan ons spekuleer dat die mediese graad vir hom baie meer voordelig was in die veld waarin hy was. 'n Mens kan ook sê dat hy in die tyd wat hy moes studeer baie meer volwasse geword het en dat hy belangrike insigte gekry het voordat hy China toe gegaan het. Maar al hierdie goed is sekondêr aan die feit dat God se tyd en God se weë anders is as ons sin. En die feit dat God selfs 'n persoon se teleurstellings kan gebruik en dit in iets voordeligs en positief kan verander, kan ons nie verbykom nie. Met Jesus se hemelvaart gee hy aan sy disippels 'n opdrag. 'n Weergawe van hierdie opdrag kom in elkeen van die evangelies voor. In Matteus 28 vers 19 sê hy: "Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels." In Markus 16 vers 15 sê hy: "Gaan uit die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die hele mensdom." Kyk ons na Lukas, dan staan daar in Lukas 24 vers 48 die volgende: "Julle is getuies van hierdie dinge. Julle sal met krag van bo toegerus word." En dan lees ons in Johannes 15 vers 27: "En julle moet getuig, want julle is van die begin af by my." Laastens wil ek Handelinge 1 vers 8 weer vir ons lees, wat amper 'n samevatting is van dit wat reeds in gesprekke met die disippels na vore gekom het. Daar staan: "Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria tot en met die uithoeke van die wêreld." Duidelik was die disippels geroep om oor grense heen die goeie nuus te deel. As dit gaan oor Jesus se opdrag aan ons, is hy baie duidelik oor waar ons getuies moet wees en wat die inhoud van daardie getuienis moet wees. Jesus was baie duidelik in sy opdrag aan die disippels toe hy vir hulle gesê het waar hulle getuies sal wees. Dit is nie net op een plek waar hulle moet gaan getuig nie. Dis nie net in Jerusalem nie. Kom ons luister net weer baie mooi na die woorde van Handelinge 1 vers 8. Daar staan: "Jerusalem, sowel as ook en." As ons baie mooi luister na wat Jesus gesê het hy nie net gesê dat hulle werk in Jerusalem moet begin en dit eers moet afhandel en dan moet aanskuif na Judea en dan die werk daar klaarmaak en dit afhandel en daarna na Samaria toe moet gaan en as die werk daar voltooi is, dan moet hulle na ander dele van die wêreld toe skuif nie. Nee, Jesus praat duidelik van 'n gelyktydige aksie. Jerusalem en terselfdertyd in Judea en terselfdertyd in Samaria en terselfdertyd die uithoeke van die wêreld. Die eerste gelowiges het in Jerusalem 'n wonderlike, 'n innige onderlinge gemeenskap met mekaar ontwikkel. Dit was baie lekker vir hulle gewees. Dit was 'n warm atmosfeer gewees.
En dalk was dit so lekker, dat hulle totaal en al van Jesus se opdrag begin vergeet het. Op 'n stadium kan 'n mens begin wonder, wanneer gaan hulle as gelowiges nou uit Jerusalem uitgaan en die goeie nuus ook aan die mense in ander lande en streke gaan verkondig? En toe gebeur daar iets verskrikliks. Een van die gelowiges, Stefanus, word gestenig. Kort hierna breek daar 'n groot vervolging van die gelowiges in Jerusalem uit. Ons lees in Handelinge 8 die volgende, daar staan, daardie dag het daar 'n ewige vervolging in Jerusalem begin. Al die gelowiges is uitmekaar gejaag en verstrooi oor die gebied van Judea en Samaria. Die gelowiges wat uitmekaar gejaag is, het so ver as wat hulle gegaan het, die evangelie verkondig. So het dit gebeur dat Filippus by 'n stad in Samaria gekom het en Christus daar verkondig het. Die vervolging moes baie sleg gewees het vir die vroeë kerk. Party sou alles moes los en vir hulle lewens moes vlug. Maar gevul met die Heilige Gees het hulle so ver as wat hulle gegaan het, in woord en daad getuig van Jesus Christus. Daar waar hulle gekom het, het hulle mense tot geloof gelei. Praat van 'n negatiewe situasie wat ten goeie uitgedraai het. Onder andere het hulle gegaan na Samaria. Samaria was 'n streek waar die Jode nie graag wou kom nie. Hulle het glad nie hulle voete in hierdie gebied gesit nie. Dink terug aan een van die preke vroeër in die jaar waarby ons stilgestaan het, toe Jesus die Samaritaanse vrou by die put ontmoet het. Dink aan hoe skeef die disippels Jesus aangekyk het, toe hulle teruggekom het en gesien het dat Jesus met hierdie Samaritaanse vrou praat. Dit het net nie gebeur in die Bybelse tyd nie. Eerstens was sy 'n vrou en tweedens was sy 'n Samaritaan. Toe die Babiloniërs die Jode tydens ballingskap weggevoer het, het hulle van die armste mense in die land agtergelaat. En hierdie groepie mense het met die heidene ondertrou en 'n nuwe groep gevorm wat bekend gestaan het as die Samaritane. Die Jode het na die ballingskap teruggekeer na hulle eie land en hulle eie mense toe en hulle het hierdie mense aangetref en was glad nie beïndruk met wat hulle gedoen het nie en hulle het hierdie mense saam in een landstreek ingedruk. Hulle was nie toegelaat om by die tempel in Jerusalem te aanbid nie, want hulle is beskou as onrein, as minderwaardig, as verraaiers. Daar is op hulle neergesien, hulle is verag. En daarom verstaan ons waarom die disippels so vreemd opgetree het toe hulle gesien het dat Jesus met 'n Samaritaanse vrou gesels het. Hulle het ook vreemd opgetree toe hulle gehoor het dat Jesus deur Samaria wou reis op pad na Galilea toe. En daarom verstaan ons dat hulle nie 'n voet in Samaria sou sit nie. Die apostels sou nooit daarheen gegaan het om die evangelie daar te gaan verkondig nie. Maar toe die vervolging uitgebreek het, het hulle egter nie veel van 'n keuse gehad nie. Hulle het gevlug na Samaria toe, en toe hulle daar aankom, het hulle Jesus se woorde onthou, toe hy vir hulle gesê het, julle sal my getuies wees, tot in Samaria. Miskien het God dit juis so beskik, dat hulle in Samaria moes kom. Miskien is dit die vervulling van God se woorde voor sy hemelvaart. Of miskien was hierdie die geleentheid waarvoor hulle gewag het, om oor grense heen die evangelie te verkondig. So kom die boodskap van Jesus Christus in Samaria en hulle kom tot geloof. Die gemeente in Jerusalem stuur later selfs vir Petrus en Johannes na Samaria toe om die gelowiges daar te gaan bemoedig, om hulle positief te hou.
Hier is 'n duidelike voorbeeld van hoe God 'n negatiewe belewenis omskep in iets positiefs. Kon God die vervolging gestop het? Ja, natuurlik kon hy. Maar in plaas daarvan gebruik God hierdie momentum om die evangelie te versprei in Judea, Samaria en tot die uithoeke van die wêreld. Dit bring ons dan ook by die vraag oor wat die inhoud van hierdie gelowiges se getuienis was, wat hulle moes lewer. In Handelinge lees ons, die gelowiges wat uitmekaar gejaag is, het so ver as wat hulle gegaan het, die evangelie verkondig. Met die evangelie word die blye boodskap of die goeie nuus van Jesus Christus bedoel. Petrus sou later in 1 Petrus 4 vers 10 skryf: As goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God, moet elkeen, na mate hy 'n gawe ontvang het, die ander dien. Hy praat van bedienaars van die veelvuldige genade. Dit is die inhoud van ons getuienis. In aardse terme het hulle nie eintlik iets gehad om te bied vir hierdie mense in Judea en Samaria en so meer nie. Maar hulle het gevul met die Heilige Gees en toegerus met genadegawes, met hulle lewe en leer getuig van die verlossing van sondes, die oorwinning oor die dood en die ewige lewe. Dit waarby ons stilgestaan het toe ons by Petrus se briewe stilgestaan het. So ver as wat die gelowiges gevlug het, het hulle getuig. En ek dink hulle het ook mense genooi om saam met hulle die gemeenskaplike maaltyd te kom geniet. En die mense het dan eerstehands die liefde van Jesus beleef. Die vervolging van gelowiges, hoe sleg dit ook al was dalk die beste ding vir die kerk en vir die verspreiding van die goeie nuus. Plek het daar 'n klomp mense hulle harte vir die Here gegee. Hulle laat doop en deel geword van die kerk. So het die kerk gegroei en versprei. Op die manier het God iets slegs soos die vervolging gevat en dit omskep in iets positiefs. Paulus sou later sê dat God alles ten goeie laat meewerk het vir die wat hom liefhet. Deur die vervolging, of eerder ten spyte van die vervolging, het die kerk getrou gebly aan die opdrag van Jesus, om te gaan na die uithoeke van die wêreld. Natuurlik was dit nie die werk van een enkele persoon nie, maar die werk van die kerk as geheel. Een het geplant, 'n ander het nat gegooi, maar op die ou end van die dag was dit God wat die saadjie van geloof onder die dooie grond laat ontkiem het. Dit is ons as Christene se geheim, om elke situasie te gebruik om onder die leiding en met die krag van die Heilige Gees 'n verskil te maak. Geliefdes, maar dit is nie net Hudson Taylor wat sy negatiewe situasie in 'n positiewe een verander het nie. Dis nie net die gelowiges wat as gevolg van die negatiewe situasie van vervolging 'n positiewe wending gehad het nie. Reg deur die Bybel vind ons sulke verhale. En vandag wil ek net vinnig gou noem van Ester, die koningin van Persië. Toe sy koningin geword het, het sy nie verwag dat sy eendag haar lewe sou moes waag, deur namens die hele Joodse volk voor die koning te moes verskyn nie. Mordegai se woorde aan haar was: wie weet, miskien is dit juis met die oog op 'n tyd soos hierdie, dat jy koningin geword het. Haar waagmoed het die lewens van die Joodse volk gered. 'n moeilike situasie het die geleentheid geword om God se lig te laat skyn.
En dit het 'n ingrypende verskil gemaak. Toe die gelowiges van die vroeë kerk vervolg is en hulle self in vreemde lande bevind het, sou hulle seker ook hierdie woorde vir mekaar kon sê. Miskien is dit juis vir 'n tyd soos hierdie wat Jesus ons geroep en gestuur het. Slegte tye is deel van die lewe. Selfs goeie gelowiges staan voor moeilike keuses en ervaar slegte dinge. Ons kan dit nie altyd keer nie en ons het nie altyd daaroor beheer nie, maar die Bybel leer ons dat ons in hierdie tye steeds 'n verskil kan maak, dat ons juis in sulke tye 'n verskil moet maak. As ons na ons land en ons gemeenskappe, ons gemeentes kyk, dan moet ons vir onsself vra, is dit nie juis vir 'n tyd soos hierdie dat God ons geroep het om sy lig te wees nie? Amen. Kom ons sluit ons oë en dan bid ons saam. Here en Hemelse Vader, baie dankie dat ons vandag gehoor het dat U negatiewe situasies kan kom verander en dat positiewe dinge daaruit na vore kan kom. Vader, ons sukkel wanneer slegte dinge oor ons pad kom. Ons sukkel wanneer dinge nie loop soos wat ons wil hê dit moet loop nie. En ons vergeet dat U in beheer is, selfs van die negatiewe dinge. Ja, U bring dit nie noodwendig oor ons pad nie, maar U kan dit ten goeie laat meewerk. U kan dat daar iets positiefs daaruit na vore kom. En Vader, U roep partykeer mense juis vir tye soos dit, sodat hulle U evangelie kan verkondig, sodat hulle tot mense se redding kan kom, sodat hulle hierdie reddende boodskap met mense kan deel, sodat wanneer hulle swak is, U sterk is, en sodat die Heilige Gees hulle kan gebruik, hulle van vooraf opnuut kan vul, kan toerus en kan krag gee om die evangelie te verkondig. Vader, maar ons twyfel soms in onsself en ons gaan sit in sak en as negatiewe dinge gebeur, in plaas van om dit as 'n geleentheid te sien, in plaas van om na U toe te gaan en vir U te vra om dit om te swaai of dit te gebruik tot U eer. En daarom kom vra ons vir U om ons te help om 'n kop skuif te maak wat dit aanbetref. En om ons te help om die regte besluite te neem en te leef soos wat U wil hê ons moet leef. En daarom kom vra ons dat U ons as individue, maar ook as gemeente, hiermee sal help. En dat U ons sal gebruik en sal toerus om die evangelie in 'n stikkende en 'n seer wêreld te verkondig. Dankie dat ons dit mag vra. Nie uit verdienste nie, maar alleen uit genade. Amen. Geliefdes, dankie dat ek my gedagtes rondom hierdie teks met U kon deel. Ontvang dan nou die seën van die Here. Mag God julle toerus met alles wat goed is, sodat julle sy wil kan doen. Die genade, die liefde en die vrede van God sal by julle almal wees. Amen. Geliefdes, bly gesond en wees geseënd. Totsiens.